Goeiedag almal. Dit is my lekker om weer saam met julle Bybelstudie te doen hier in 2026. Kan nie glo dit is al amper die middel van Januarie, die eerste maand van die jaar is al amper klaar verby. Maar ek glo dat ons sal hierdie tydjie saam geniet. Ons gaan so oor 'n paar weke, seker so 6 geleenthede, gaan ons bietjie gesels oor 'n baie bekende Psalm, Psalm 23. Nou in vers 1 van Psalm 23 dan skryf Dawid, dan sê hy, dit is 'n Psalm van Dawid: Die Here is my herder en ek kom niks kort nie. Nou hierdie is seker een van die bekendste psalms wat jy al ooit gehoor het, so dink bietjie terug in jou lewe, by watse geleenthede jy dalk al hierdie psalm gehoor het en wat jy dit self vir jou persoonlik gelees het. So dit is 'n baie bekende gedeelte en ons lees van, dit is 'n psalm wat geskryf is deur koning Dawid. En ons weet dat Dawid iemand was wat reus verslaan het. Hy het naderhand het hy koning geword, het hierdie geweldige hoë pieke in sy lewe bereik en hy het ook baie lae valleie in sy lewe bereik. En dit is dan in al hierdie omstandighede wat hy dan uitroep: die Here is my herder. En jy weet, dit is op, miskien dink jy dalk vir jouself, jy weet, hierdie is nou nie vandag op my van toepassing nie, of dis nie op my lewe van toepassing nie, maar tog is daar soveel diepte in hierdie gedeelte, dat ons sien dat 'n man wat soveel bereik het, en soveel dinge ervaar het in sy lewe, die hoogtepunte en die laagtepunte, die feit dat hy koning geword het, die feit dat hy die reus verslaan het, maar dan aan die ander kant, en dat hy ook 'n kind verloor het tydens geboorte, en dat een van sy seuns hom probeer doodmaak het, jy weet, om hom uit te kry as koning. So in al hierdie omstandighede, dan kom Dawid en hy kom sê, hy roep uit dat God sy herder is. Nou wanneer ons aan die Here dink, dan is daar baie ander name wat ons vir die Here het. Met ander woorde dat ons sê dat God is die skepper, hy is die skepper en die onderhouer van alles. Hy is soewerein, hy is bo alles, hy is in beheer van alles. Hy is ons Vader, hy is ons voorsiener. Dit is die woorde wat ons baie keer het wanneer ons aan die Here dink. En dan kom Dawid met hierdie konsep van dat God is my herder. Met ander woorde, ewe skielik begin ons, wanneer ons dink aan die woord herder, dan dink ons aan 'n geval van dat God is naby. God is iemand wat vir my omgee. God is iemand wat wil weet wat in my lewe aangaan. So daar's ewe skielik 'n ander konsep rondom wie ons dink God is, dat hy nie net 'n Vader is en soewerein is en hoog verhewe nie, maar dat hy ook iemand is wat vir ons omgee. Nou wanneer ons hierdie Psalm lees, dan dit is nie 'n tipiese messiaanse psalm nie. Nou wat beteken messiaans? Messiaans beteken dat dit heen wys na Jesus Christus wat die koning is, wat die Messias is, wat God met ons is, wat God in die vlees geword het. En maar in Johannes hoofstuk 10 dan lees ons dat Jesus sê in Johannes 10 vers 3, hy sê, vir hom maak die hekwagter oop, dit is die goeie herder. Die skape luister na sy stem en hy roep sy skape op hulle naam en hy lei hulle uit. Met ander woorde, Jesus verwys na homself as die goeie herder. So in ons reeks wat ons gaan gesels oor Psalm 23, gaan ons baie keer ook verwys na Johannes hoofstuk 10, waar Jesus praat en sê dat hy die goeie herder is. Nou, wanneer ons dink aan Jesus as herder, dan is hy die een wat ons lei, dan is hy die een wat ons beskerm, want dit is wat 'n herder gedoen het. Hy lei sy skape, hy roep hulle op hulle naam, en hy beskerm hulle as daar gevaar is. Nou, Dawid kom en hy skryf en hy sê dat God is sy herder. En wat ons baie mooi moet verstaan is, daar's baie ander herders ook, valse herders. Dit kan byvoorbeeld jou gevoelens wees, hoe jy oor 'n saak voel, dat jy jou eie waarheid wil leef en nie in die waarheid van God se woord wil leef nie. Miskien is dit die kultuur van vandag wat vir ons sê dat ons op 'n sekere manier moet dink en dinge op 'n sekere manier moet doen, of dalk is dit in verhoudings waarmee is dat daar mense is wat 'n invloed het op jou lewe.
En dan kom sê Jesus in daardie gedeelte, hy sê daar's ander, die skape luister na die herder, so ons moet luister na dit wat God vir ons sê. Dat ons nie moet staat maak op ons eie gevoelens nie, dat ons nie moet staat maak op die kultuur of die verhoudings waarin ons is, om vir ons te gee dit wat ons regtig waar nodig het nie. Anderster, wanneer ons luister na die herders van hierdie wêreld, dan kan dit baie maklik gebeur dat ons die tweede gedeelte van vers 1 mis en dit sê ek kom niks kort nie. Want dan soek ons dalk dit wat ons nodig het op 'n ander plek. En Jesus kom en hy sê hy is die goeie herder. Hy is waarna ons hart smag. Hy is waar ons siel wil wees. Hy is die almagtige, hy is die een wat 'n storm kan kalmeer, selfs in jou lewe. Hy is die een wat 'n boom vervloek en dan sterf die boom. Hy is die een wat iemand roep om lewendig te word, dan word daardie persoon lewendig. So ons in hom, deur hom, vind ons alles wat ons nodig het. Maar baie keer, ons is geneig om te luister na die stemme van hierdie wêreld. En daarom is dit belangrik dat ons sal besef dat God is ons herder. Hy is ons herder. Jesus is die herder wat ons roep en vir ons sê, maar wat julle moet besef is dat al hierdie ander herders waarna ons luister, jou persoonlike gevoelens, die kultuur of selfs die verhoudings waarin ons is, dan sê hy, almal wat voor my gekom het in Johannes 10 vers 8, dan sê hy, almal wat voor my gekom het is diewe en rowers. Met ander woorde, hulle lyk of hulle goed is, maar eintlik wil hulle net kom en steel en doodmaak. En hulle gee nie vir ons wat ons regtig waar nodig het nie. Hulle mislei ons. Hulle sê vir ons dat dit wat ons nodig het, kry ons in die wêreld. Maar dan kom Jesus en hy kom sê, hy is die goeie herder. Alles wat ons nodig het, kry ons by hom. Die hoogste hoogtes wat ons bereik, die laagste valleie waardeur ons gaan, alles kry ons by Jesus Christus. Elke uitdaging, elke omstandigheid. Want in Romeine 8 kom Paulus en kom skryf hy en sê dat God laat alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet, vir die wat hy geroep het om sy kinders te wees. Dat alles wat jy nodig het vandag is dat Jesus Christus is jou herder. En Dawid skryf aan die herder, hy sê, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Alles waarna jy smag en alles wat jy wil hê, vind ons in die persoon van Jesus Christus. So ek sien baie uit daarna om saam met julle hierdie gedeelte deur te gaan. Dit is so 'n bekende Psalm, maar dat ons ook dieper sal delf om te sê wat beteken dit vir my en vir jou vandag in elkeen van ons se lewe. Mag elkeen van julle 'n geseënde dag hê.